Elke stapper ontwikkel hulle eie skaapkreet wat dan ver kan trek en echo. So hier stap jy in die donker, jy kan nog niks sien nie. Maar dan begin jy hoor hoe hierdie goeters weer galm oor die swart gebergtes. Met almal se unieke, hierdie kant hoor jy, ja, en daai kant hoor jy, joi, en dan echo dit so rondom jou, en jy dink, wat op dis aarde dat ek myself voor ingelaat. En dan begin jy wonder, kan ek my eie skaapkreet ontwikkel? En dit was die eerste skaapie wat ek op die hele staptog gesien het. So opgewonde toe ek uiteindelik by my skaapie uitkom. Man, en ek gil op hierdie skaap, wat klaar in die stap was, en hy stop doodstil en hy kyk vir my. So half om te sê, jy gaan moet werk aan daai kreet van jou. Maar dit was 'n besonder, net 'n belewenis, dit magies gevoel, jy weet, magiese realisme uit 'n ander wêreld uit. Ons het in die winter van hierdie jaar het ek die voorreg gehad om saam met Dominee Heinrich en dan saam met een van ons lokale boere, Frans, weer 'n baie lang en 'n baie lekker skaapstap te doen van Merwewil na Maatjiesfontein. Hierdie is 'n winterreënvalstreek, daai is 'n somerreënvalstreek. So wat nou gebeur in ons geval nou is ons bly daar tot met Junie, Julie, wanneer die eerste reëns die kant begin val, dan kom maar ons net seker of die veld reg is, en as die veld reg is, dan kom ons met die skaap, en as die seisoen verby is, dan ja, ons hulle weer terug. Ons is lankal bewus van die feit dat die boere dit doen. Dis eintlik maar met die aankom in die gemeente en jy begin nou die mense leer ken, dan hoor jy nou die storie van die laaste van die trekboere omtrent van die area. So dit kom 'n lang pad aan, maar mense die altyd vir my nooi, altyd vir my sê, hierdie winter kom jy saam, hierdie somer, ek het nooit tyd gehad nie. En hierdie keer was dit nou, dit net so mooi belyn met my sabbatsverlof. So toe sien ek die tekens en ek besluit, weet jy wat, ek gaan hulle eintlik opneem hierdie keer op die uitnodiging. My familie weet lankal van hierdie, hulle het die boere en die gesin leer ken, rofweg ook naby aan die tyd toe ons hier begin het. Hulle is mal oor die hele storie. My pa het op 'n punt gesê, iemand moet 'n dokumentêr of iets doen hieroor. Jy weet, iemand moet gaan praat met hierdie ouens. So dit was daar en hulle was baie opgewonde om te hoor toe ek nou uiteindelik kans kry om dit te doen. En in die gemeente, soos ek sê, dis 'n bekende beginsel hierso, van die mense praat van die Karoo Camino. So ek sê toe, ja, sê, Dominee, jy gaan die Karoo Camino stap. So ek is alright. So nee, baie opgewonde, baie ondersteuning ook van my gemeente af gekry. Jy weet, gaan doen dit, gaan beleef dit. Ons het vroegoggend al begin stap, maar begin jy al die skape aan te jaag. En dan begin die dag basies te breek is en dan is jy op die pad en dis redelik moeilik. Dis redelik mens sal dink is winter dat dit nou moet koud wees, maar die dag is dit maar warm, die son brand en dis stowwerig en weer die skape bler verskriklik, maar dit is 'n lekker groep mense ten minste om wie ons gestap het. En ek dink die uitdaging was iets besonders geweest. En ja, die ervaring was fenomenaal geweest. Ja. Ons eerste dag het so swaar gegaan dat meeste van die tyd as herder het ek eintlik maar gedreig met 'n stok en geskree. En dit het bietjie my prentjie van die Here is my herder in 'n manier om vergewerp, want dis nie die tipe verhouding wat ek met my God wil hê nie. Maar die interessante ding is, soos die skaap ook aan my gewoond raak en my stem leer ken en my kreet leer ken en gewoond raak, hoe makliker raak dit. Jy weet, dis amper dis 'n tipe 'n leerskool vir die skaap om hulle herder te leer vertrou en te ken. Dit laat my so 'n bietjie dink aan die tog van die Israeliete deur die wildernis. Dis 'n tyd waar hulle moet volg, maar meer as dit, dis 'n tyd waar hulle leer ken wie God is. En vir my is dit eintlik die ding oor die Here is my herder om te sê, ek het regtig ervaar dat almal se lewenspad is een waar ons stadig maar seker al hoe meer die stem van ons herder leer ken. En soos ons sy stem kan onderskei, hoe dieper kan ons hom vertrou deur hierdie lewenspad. Gedurende die stap het ek ervaar dat dis so 'n eenvoudige en besonderse ding wat 'n mens doen om te staan met
'n skaapboer stap met sy skaapboere, net weer daai waardering van die eenvoudigheid. En ek dink die voorreg om dit te kan hê. Ek self is nie in die Karoo gebore nie, maar ek bly al baie jare en ek kan dit ervaar saam met mense, daai rustigheid en daai vrede wat 'n mens ervaar. Ek dink dis die groot ding en dis tog iets wat die Liewe Vader vir ons gee, is vrede en dit is 'n besonderse ervaring. Dit ek ervaar gedurende die dag en dan het ek vroeër gesê het ook gedurende die aand. Daai stilte en daai vrede, absolute vrede wat 'n mens kry in sy hart. Ek het regtig waar hier beleef. Daar's iets wat net snap. Dit voel op 'n manier asof 'n mens, jy weet, in 'n soort van premoderne wêreld van die Bybel in beweeg. En dit voel of jy met Bybelkarakters op weg is, op 'n manier. En so ek wil sê die ding wat ek daar beleef het is een van daai wat jy kan dit nie argumenteer op 'n woord nie. Jy kan omtrent net eintlik iemand saamnooi en sê kom stap saam.